Goeienaand, liewe gemeente. Baie welkom. Mag julle vanaand ook weer iets ervaar van die teenwoordigheid. Het ons nou gesing, wees stil in die teenwoordigheid van God. Mag julle dit ook regtig so beleef vanaand. So kom ons raak net sommer stil en begin ons vanaand se erediens. Here, ons word stil in die teenwoordigheid, want U openbaar U heerlikheid aan ons. Ons loof en ons prys U omdat U die Here God is, die Almagtige. Omdat U in Christus na hierdie wêreld toe gekom het en vir ons nie net verlossing kom bring nie, maar ons lewe kom herstel. Dat ons weer volkome mens kan wees. Help ons Here en elkeen in ons eie omstandighede iets daarvan te beleef en te ervaar. Help ons om te kan leef soos vol mense. En dat ons op so 'n manier 'n getuie kan wees en dat ander ook vir U kan raak sien in en deur ons lewe. Open U woord vir ons, Here, dat ons in U woord, die woorde van Jesus en die krag van die Heilige Gees mag ervaar. Die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons wag ook vir die Heilige Gees wat uitgestort gaan word binne 'n paar dae. En ons bid Here dat die Gees nou reeds wat lankal uitgestort is op Pinksterdag, dat hy sal werk in ons, maar ook deur ons in ander mense. Ons bid dat die Gees van God hier vanaand sal wees. U is hier, want U is in ons. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle in vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus. Ek wil graag vir ons lees vanoggend of vanaand althans uit nee, kom ons sing 'n loflied. Ja, kom ons sing 'n loflied. Liedboek 429 vers 1, 2 en 4 en 433 vers 1 en 3. Kom ons sing 'n paar verse daar as deel van ons loflied vanaand. Here, Heerheid opgef, die dood neer die sy almaag die sal op zijn dag lof, het zal eigenlijk ons no, was in love for the fortune was in the good. I'm scared, first I'm cold. I'm smelling of the spoiled on the table. Lord, won't you then stop
'n vlam met so ver. Baie dankie. Ons skriflesing kom vanaand uit Johannes 4 uit en Johannes 11. Ek moes ongelukkig 2 wonderverhale saamgooi omdat ons nie genoeg aande het nie. Ek het reeds 6 aande gebruik. Maar twee van die twee wat ek saamgegooi het, gaan al twee oor die lewe en die herskepping van lewe. So dit kon toe nou gelukkig goed uitwerk. Johannes 4 vanaf vers 46 af en dan ook Johannes 11. Ons kan eintlik by 43 begin. Na die 2 dae het Jesus daarvandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: "As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie." En toe sê die amptenaar vir hom: "Here, kom tog voordat my kindjie sterwe." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het en hulle antwoord hom: "Gistermiddag 1 uur het die koors hom verlaat." Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: "Jou seun lewe." En hy en sy hele gesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het. En dan lees ons hoofstuk 11. 'n Man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met die reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: "Here, hy vir wie u lief is siek." Toe Jesus dit hoor, het hy gesê: "Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word." Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê: "Kom ons gaan terug na Judea toe." Die disippels sê toe vir hom: "Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan u weer daarheen?" Jesus het geantwoord: "Is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van daardie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy omdat hy nie die lig het nie." Hierna het hy vir hulle gesê: "Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak." Die disippels sê toe vir hom: "Here, as hy slaap, sal hy gesond word." Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit: "Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe." Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: "Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe." Toe Jesus daar kom het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: "Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra." Jesus sê toe vir haar: "Jou broer sal uit die dood opstaan." Maar Martha sê vir hom: "Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan." Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook.
En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy ons gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang vir hom. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ons lees net tot daarso. Daarna is natuurlik toe die Joodse raad nou besluit het, maar hierdie Jesus kan nou nie verder leef nie. Kom ons leef ons so 'n bietjie in die storie in voordat ons verder daaroor dink. Leef jou in die storie van die amptenaar. Goed, daar's 'n man wat waarskynlik nog nie geglo het in Jesus nie en wat gehoor het van hierdie wonderwerke. Hy het gehoor daar's 'n wonderwerker wat water in wyn verander het. En hy's nou weer in Kana. My seun lê op sterwe. Ek het nou al alles in die lewe probeer. Ek wonder of die koning my sal laat gaan, maar ek moet na hom toe gaan. Ek moet gaan probeer. Dis 'n lang stap. Waar sal ek hom kry in Kana? Hoe sal ek weet hoe lyk hy? Daar is hy. Ek beer so tussen die mense deur. Verskoon my meneer, maar asseblief, kan u na my toe kom. My seun lê op sterwe en jy moet hom en kan hom gesond maak. Jesus draai na die skare toe en sê, as julle nie tekens en wonders sien nie, dan sal julle nooit glo nie. Nou wat sukkel Jesus met die skare? Hy moet na my seun toe kom. My seun lê aan sterwe. Meneer, asseblief, kom gou. Kom saam met my asseblief. Hy kyk na my. Ek wonder of hy gehoor het. Besef hy hoe ernstig dit is. Hy kyk my in die oë en hy sê vir my, gaan, jou seun leef. Hy moet saam met my kom. Miskien kan ek dit waag sonder hom. Miskien is dit genoeg. Laat ek huis toe gaan. Op pad terug kom sy slawe na hom toe. En hy wonder onwillekeurig, is my seun nou dood of lewe hy? Meneer, jou kind leef. Hy is gesond. Wanneer het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Gistermiddag omtrent 7:00. Dis presies die tyd wat hy vir my gesê het, gaan, jou seun leef. Kom ons leef ons in die tweede verhaal ook. Martha stuur haar slaaf
om vir Jesus te gaan roep, want haar broer is siek. En die gestuurde van Martha en Maria kom by Jesus en sê vir hom, meneer, Maria en Martha, roep u dringend asseblief, Lazarus is siek. Ek sal kom, gee my net tyd. 2 dae later wonder hy nog steeds of hy moet gaan en vra die disippels hom, wil jy regtig gaan daar waar die Jode vir u wag om vir u dood te maak? Hulle wag net vir die regte tyd. En as Lazarus net slaap, hy sal self wakker word. Kom, laat ons hier bly. Ons kan nie Jerusalem toe gaan nie. Ek moet gaan. Ek moet vir julle die openbaring van God wys. 4 dae later kom hy by Martha en Maria aan. Martha hardloop na hom toe en sê, verwytend, as u hier was, sou hy dalk nie gesterf het nie. Maar nogtans weet ek, dat waar u is, gebeur goed. Jou broer sal uit die dood uit opstaan. Ja, Here, ek weet, hy sal eendag uit die dood uit opstaan. Nee, Martha, hy sal vandag uit die dood uit opstaan. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Ja, Here, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Sy gaan roep intussen van Maria, en ook Maria hardloop na Jesus toe en sê, verwytend, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Waar is hy begrawe? Kom, Here, ek sal u gaan wys. Maak oop die graf. Nee, Here, ons kan nie, dis al 4 dae dat hy in die graf is. Hy ruik al. Maar ek het mos vir jou gesê, Maria, jy sal die openbaring van God sien. Lazarus kom uit. En daar kom Lazarus in my lewe. 2 wonderverhale, liewe gemeente, wat as ons inleef in daai situasie, ek kan my indink, daai amptenaar met 'n seun wat siek is, wat op sterwe lê. En jy gaan na hierdie man toe en jy weet nie regtig of jy met hom glo nie, hy is nie 'n Jood nie. Jy weet nie regtig wat jy daarmee moet maak nie. En dan stuur hy jou maar net weg. Maar hy maak 'n opmerking tussendeur. Die vertaling sê dat hy dit vir hom gesê het. Dit klink eerder asof hy dit so rofweg vir die skare gesê het. As julle nie tekens en wonders sien nie, dan sal julle nooit glo nie. Hoekom wou Johannes dit vir ons sê? En dan kry hy 'n woord en hy gaan terug. En hy hoor dit is op presies dieselfde tyd. Selfs kan ons gaan doen met Lazarus se verhaal. Stel jou voor, hier is 'n gekibbel rondom of ons met Jerusalem toe gaan of nie. Moet ek gaan daar waar die gevaar is of nie? Die disippels dink nee. Nee, want iemand hier by ons bly. Jesus weet wat is sy werk en wat hy moet doen. En dan volg daar 'n gesprek. 'n Gesprek ook met Maria en Martha, ewe verwytend wat hulle vir hom sê. Maar interessant genoeg dat Martha die ongelooflike belydenis doen, nadat sy verwytend vir hom gesê het, as hy hier was, sou hy geleef het. Sê sy vir hom, u is die Christus. Dis die 2de keer dat hy so genoem word in Johannes. U is die Christus, die Seun van God. En dan die res van die verhaal hoor ons. Al 2 vanaand se wonderverhale gaan oor die bewe, oor die herskeping en die herstel van bewe. En dis 'n paar tipiese goed in hierdie teks wat weer eens ons aandag trek, wat Johannes onder ons aandag wil bring. Weer eens, hy sê goed wat hy wil hê ons moet hoor, goed wat ons dink onbenullig is, onbelangrik is. Daai opmerking wat hy maak so aan die skare om te sê, as julle nie tekens sien nie, dan sal julle nie glo nie. Is nie so onbenullig nie, dis eintlik baie belangrik. Maar kom ons stap vinnig deur hierdie verhaal. In die eerste verhaal is dit opvallend dat Jesus ons 2 keer herinner aan presies waar hy is. 2 keer word vir ons gesê waar hy is. Want die verhaal bou nou al op. Hierdie klimaks bou op na dit wat in Jerusalem gaan gebeur wanneer die priesterhoofde, en ons sien in die res van Johannes 11 wat ek nie gelees het nie, het die priesterhoofde nou inderdaad nou teen Jerusalem of in Jerusalem teen Jesus opgestaan. Maar ons sien en hoor hierdie groeiende teenstand. En Johannes wil hê ons moet dit weet. Johannes wil hê ons moet weet daar's 'n klomp mense en 'n klomp fariseërs
wat nie hoor en sien nie. En wat net tekens wil hoor, maar ten spyte van die tekens en die wonders nog steeds nie glo nie. En dat hulle nie glo in hierdie man nie, en dat hy sy mag openbaar in die openbaar. Dan openbaar hy sy heerlikheid en sy mag. Maar hulle sien dit nie, hulle hoor dit nie. En iets van hierdie groeiende teenstand wil hy ook hê, ons moet baie goed hoor. Ook in die tweede verhaal hoor ons hierdie groeiende teenstand. 4 dae wat hulle soort van wat hy tyd mors voordat hy uiteindelik by Martha en Maria kom. Want toe hulle hom laat roep het, toe sy nog net siek. Toe hy uiteindelik by hom kom, toe sy al 4 dae wat hy al besig is om te ontbind. En baie van die tyd is gemors oor moet ons gaan of moet ons nie gaan nie. En of hy dit moet waag om so na aan Jerusalem soos in Betanië te gaan. Die disippels is baie duidelik oor hulle wil nie gaan nie. Jesus se dood is vir hulle baie belangriker as Lazarus se dood. Hy kan maar doodgaan, maar nie hierdie Jesus van ons nie. Wat van ons word as hy weg is? Dis ook interessant dat Jesus 'n opmerking maak oor hierdie gebrek aan geloof wat hy teenoor die Jode maak. Die man aan die ander kant het nie tyd vir allerlei praatjies oor en met die Jode nie. Sy seun lê op sterwe. En dan ook interessant die verwyte dat hy 4 dae lank gevat het. En tog sien 'n mens iets van geloof. En onthou julle wat ek vanoggend ook gesê het, hierdie groeiende ding in Johannes van geloof is nie 'n besluit en dan gaan jy nie. Dis 'n groei in geloof. You believe into God. Jou geloof groei soos wat jy inbeweeg in jou kennis van God. En hier sien ons ook iets daarvan by Martha. Selfs nou weet ek dat God u alles sal gee. En dan vind die wonder plaas van Jesus se woorde. Weereens hoor ons die logos, die woord. Hy spreek en goed gebeur. Hy sê vir die man, gaan, jou seun is gesond. Hy spreek nie 'n gebed uit nie. Hy sit nie sy hand op die man se kop neer nie. Hy gaan self nie na Kapernaum toe nie. Hy sê vir hom, gaan, jou seun leef. Sy woorde is lewenssprekend. Kom ons dink wat hierdie goed vir ons beteken vandag. Die eerste ding wat vir my interessant was hierdie die wonderteken en die gebrek aan geloof. Die Jode wil net glo as daar wondertekens is. So skryf Johannes ook later in 6:30 dieselfde ding. Hy sê, julle vra vir tekens. Hulle vra daar op 'n stadium in Johannes 6:30, kom hulle na hom toe en sê hulle, gee net vir ons 'n teken dat ons uiteindelik kan glo. En dit was reg nadat hy alreeds nog 'n wonderteken gedoen het. En hierdie gebrek aan geloof verstom my vandag nog. Dat as jy nou die hele storie en verhaal lees en jy hoor hoe die Ou Testament vervul word en daar gebeur 'n wonderwerk reg voor die oë en jy vra vir 'n teken en hulle glo nog steeds nie. Hulle wil net glo as daar 'n wonderteken is. Jesus het baie wondertekens gerig. In Johannes 20 skryf Johannes en hy sê, daar was so baie, dat as ek alles moet neerskryf, dan sal daar nie genoeg boeke wees, waarin ek dit alles kan neerskryf in Johannes 20. En tog het hulle nie geglo nie. En ons moet nie so gou oor hulle oordeel nie. Ek kom al hoe meer agter, ek het nou onlangs weer die Dordtse leerreëls gelees oor die uitverkiesing. En ek is al hoe meer oortuig dat weer eens oor die uitverkiesing, oor hoe God te werk gaan, dat jy die evangelie kan verkondig aan mense Sondag na Sondag na Sondag, en dat daai pennie nie drop nie, dat geloof nie inskop nie, bly vir my een van die verrassendste. En ek wonder of dit nie is wat Johannes hier vir ons wil vertel nie. 'n Wonderteken het ook net 'n sekere waarde, né? 'n Wonderteken is wonderlik, en dit wys vir ons dat hy God is, maar dit bly beperk. Want 'n wonderteken vra nie regtig geloof nie. As ek vir jou sê dat ek Jesus is en ek verwag 'n wonderteken deur hierdie stoel te laat verdwyn, dan hoef jy nie te glo nie, jy het gesien, ek het dit aan jou bewys. Geloof vra soms nie bewyse nie. En daarom kan ons nie alles aan 'n mens bewys nie. 'n Wonderteken vra
dat jy eintlik verby die teken moet kyk in die geloof in. Vir Thomas sê Jesus in Johannes 20:29, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo. So Jesus wil ook vir ons sê, 'n wonderteken is wonderlik. Dit openbaar die mag van God. Maar dit gaan nie oor die wonderteken nie. Dit gaan oor Jesus. Want sonder 'n wonderteken, of althans 'n wonderteken, maak dit ek nie hoef te glo nie. Dit is mos nou voor my oë bewys. Daar's iets meer aan glo, is dit nie? Daar's iets meer aan glo sonder om noodwendig iets te sien gebeur voor jou oë. Dit verg iets dieper om iemand op sy woord te neem. Ons kan bid vir herstel van iemand wat op 'n siekbed lê. Ons kan bid vir 'n wonderwerk, vir 'n teken van die Here om sy almag, sy majesteit, sy heerlikheid te openbaar. En soms gebeur dit en dit is wonderlik en ons loof die Here daarvoor. Maar soms wil die Here hê ons moet glo sonder die teken. Wondertekens kan help, natuurlik. Maar daar lê 'n stuk geloof agter dit. En ons sien ook iets daarvan in hierdie verhaal. Dis waarskynlik hoekom Jesus nie saam met die man Kapernaum toe is nie. Want dit sou geen geloof geverg het vir hom nie. Maar om te gaan op net sy woord. Hy moes nog die komponent van geloof byvoeg, hierdie man. As Jesus saam met hierdie man gegaan het en daar by sy kind was en hom daar uit die dood uit gered het, dis geen kuns nie. Ek hoef dit nie te glo nie. Hier het ek dit voor my oë gesien. Maar dis geloof van hierdie man om op 'n woord van Jesus te gaan. Hy moes gaan sonder dat Jesus saam met hom gaan. En dis waar sy geloof inkom. Wie vassteek by wondertekens, kom nie verder as die geloof nie. En jy word nie versadig daardeur nie. En jy sien dit eintlik nie vir Jesus raak nie. En sy heerlikheid bly verborge vir die Jode. Want hulle baseer hulle geloof op sien. Soos ook by die vermeerdering van die brood. By die vermeerdering van die brood kom die Jode uiteindelik en hulle wil hom met geweld koning maak. Hulle sien nie Jesus vir wie hy is nie. En Jesus wil wondergeloof verder gaan neem. Jesus wil wondergeloof daai een stapie verder gee. Hy gee die Pa net 'n woord. Hy gee die Pa net 'n woord. Die Pa het gegaan om hom te gaan haal. Jesus gaan nie saam met hom nie, hy gee vir hom 'n woord. Hy wil hê daar moet meer met ons gebeur as net om te glo op grond van 'n teken. Ons wil graag glo en ons soek tekens en bewyse. Maar soms moet ons vashou aan die goed sonder bewyse. Net vashou aan hierdie Jesus. Miskien moet ons net leer om te glo en nie ons geloof baseer op wat ons sien nie. Kyk Johannes in 16:30 ook iets daaroor. Maar wat is geloof? Geloof is in 'n sekere sin om te laat los. Ons moet kan glo op grond van Jesus se woord, omdat ons dit gehoor het. Soos wat met Thomas gebeur het, om te glo, al sien ons nie. Om te glo, al gaan Jesus nie saam soos met hierdie Pa nie. Al was hy nie daar nie, soos Lazarus. Om te laat los. Geloof is om my eise, my veronderstellings. Martha wat gesê het, as hy hier was, sou hy nie gesterf het nie. En die man wat gesê het, kom saam asseblief. Geloof beteken om te laat los. En Jesus te laat toelaat om Jesus te wees. Dan herinner dit my aan Jesus wat gesê het, dat ons soos 'n koringkorrel in die grond moet sterf aan onsself. En dan wonder ek, maar is dit nie wat Johannes uiteindelik ook vir ons wil sê nie? Dat daar iets is van ek moet ook aan myself laat los. Geloof vra dat ek ook my eie vermoëns, my eie waarde, my eie eksigheid moet laat los. En net glo en vertrou op die Here. En dan eers kan ons Jesus se woorde hoor, as hy vir ons sê, jy moet sterf aan jouself, om dan kom in my volk. Ons weet dit, en ons het preek baie daaroor, en ons lees dit baie maal. Wie nie sterf nie,
en nie sy kruis opneem, die kan my nie volg nie. En ons wonder maar hoe moet ek aan myself sterf? Dalk is dit wat ons moet doen. Ons moet onsself laat los en net op sy woorde gaan. As Jesus sê, wie sy lewe vir my aflê, sal dit behou. Miskien is dit wat hy vir ons wil sê. Dat ons moet laat los. Dat ons eie ekkigheid en ons eie vermoëns en ons eie prestasie moet laat los en hom nie verplig om saam met ons te gaan nie, maar net op sy woord te leef. 'n Teken is goed, maar 'n teken vra ook uiteindelik 'n stukkie geloof. Die tweede ding wat vir my uitgestaan het, was hierdie, ek wil amper sê, sprong in die duister in. Spring met net een tou vas. Geloof is ook om aan net een ding vas te hou. Die pa kry net 'n woord, hy kry nie sy teenwoordigheid ook nie. Die pa het gehoor en hy het geweet, die Logos het gepraat. Die lewe skepende Here het nou iets gesê en hy kan hom op sy woord neem. Daarom draai hy om en hy loop. Hy het genoeg geloof gehad dat hy uiteindelik gegaan het en nie by hom aangedring het om saam met hom te kom nie. Hy waag dit met net hierdie een ding en dis Jesus se woord. Dan ons so glo. Dan ons glo net op 'n woord, op Jesus se woorde. Ons sê vir mekaar, Jesus is in beheer en die verkiesing wat voorlê is nie vir ons 'n probleem nie. Ons bekommer ons nie daaroor nie, want Jesus is in beheer. Hy sit aan die regterhand van God. Ek glo in Jesus en ek glo hy kan gesond maak en hy wil gesond maak. Maar glo ons dit? Of soek ons ook daai teken? Daar ietsie ekstra. Dan ons net op hierdie woorde van Jesus gaan. In Johannes 5 vers 25 skryf Jesus en hy sê, wie hoor, sal lewe. Die pa ontvang die lewe, omdat hy gehoor het. Lazarus ontvang die lewe, omdat hy gehoor het. En ek en jy ontvang die lewe, omdat ons gehoor het, hierdie Jesus is die Messias, die Seun van God. En hierdie Seun van God het gekom om ons lewe te herstel. Hy het gekom om ons te kom verlos van ons sondes, ja, maar hy het ook gekom om ons lewe te kom herskep. Om ons lewe, ons volheid, ons volkomenheid in ons lewe te gee. In Johannes 8 vers 37 skryf Johannes en hy sê, wie nie sy woorde wil hoor nie, lewe ook nie. Maar hy wat plek maak vir sy woord, sal agterkom dat sy woord in ons kan bly. 15 vers 4. Johannes gebruik die hele tyd hierdie beelde oor en weer, lewe, woord, om daardeur vir ons ook te sê, laat los, want alles waaraan ons vashou, wat ons tekens wil wees, en spring met net een ding, sy woord. In die derde plek, is daar vir my nog ietsie wat Johannes in hierdie verhale wil deurskemer, en dit is dat geloof is ook om in 'n groter werklikheid te leef. Ons werklikheid is dit wat ons elke dag sien en ervaar, en daar is genoeg goed wat ons elke dag wil aftrek en wil negatief maak. Die pa sien niks. Hy kry ook niks as waarborg om saam terug huis te gaan. Niks nie. Jesus het net vir hom sê, gaan jou seun lewe. Maar dit is sy geloof wat gemaak het dat hy huis toe kan loop. Sy geloof het hom antwoorde gemaak dat hy 'n groter werklikheid kon sien, kon leef. Is dit wat net rondom hom gebeur het. Geloof maak dat ons na 'n probleem kan kyk en die probleem in God se hand kan sien. En so maklik wil ons na die probleme kyk en hierdie probleme is net sulke berge hier voor ons. En ons kyk in die probleem vas en ons kan nie dink hoe ons deur of oor hierdie probleem gaan kom nie. Maar om geloof te hê, soos wat Johannes hier vertel, is om geloof, is om die probleem in God se hand te sien, om die groter werklikheid van Jesus wat in beheer is, raak te sien. En dan sien ons nie meer die probleem nie, maar die teenwoordigheid van God. So geloof in 'n sekere sin verander die werklikheid rondom ons.
Dit maak dat ons God raak sien in alles. Daar's 'n begrip wat ek al na verwys het baie en wat ek dink vir ons kan help met hierdie goed en dit is om te leef in die teenwoordigheid van God. En ons het iets daarvan ook verloor oor die jare heen. As ek hoor dat mense sê dat God woon in die kerk, dan dink ek, so as jy die kerk hier nou toemaak, is God ook net nog hier agter. Slaap hy ook hier vanaand? Sodat wanneer ek huis toe gaan ek alleen huis. En dis die gevaar van hierdie is die huis van die Here. Is dat ons dan vir God ook wil plaas, logisties wil plaas in 'n plek. Die ergere probleem is dat ons leer om nie in sy teenwoordigheid te leef nie of om nie te besef dat ons leef in sy teenwoordigheid nie. En dis hierdie ander werklikheid wat Johannes na verwys. Om te glo in Jesus Christus beteken ook te glo in sy teenwoordigheid in my. En as hy by my is, hier, waar ek nou hier staan, waar ek môre daar voor 'n klas staan, waar ek môre in 'n winkel staan, as hy daar by my is, dan verander die werklikheid. En die probleem word 'n probleem in God se hand. Ek dink Johannes wil vir ons daaraan herinner om te gaan leef in die werklikheid van God. Om te gaan leef in die teenwoordigheid van God elke oomblik van die dag. Glo is om nie wondertekens te sien nie. Geloof is om te laat los aan myself, om te spring met net een tou aan en hierdie groter werklikheid raak ek sien. As ons so kan glo, dan glo ons soos hierdie pa. En dan glo ons soos Martha, wat gesê het, ja Here, al was U nie hier nie, ek weet, iets gaan nog gebeur. Ek weet iets gaan gebeur. Kyk, hoor wat sê sy daar. As hy hier was, dan sou hy my broer nie gesterf het. Maar selfs nou weet ek, dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Sy het 'n geloof van 'n ander werklikheid. Die werklikheid is haar broer is dood. Sy sien 'n ander werklikheid raak. Hierdie twee wondertekens wat ons vanaand sou lees in die Nuwe Gemeente gaan oor die lewe. Die lewe in sy volheid, die herstel van lewe, 'n kind wat op sterwe lê en 'n pa wat hartgebroken is daaroor, sy lewe word herstel. Lazarus wat dood is en hulle broer se lewe word aan hom teruggegee. En dan kom Jesus en hy sê in hoofstuk 1 vers 4, in hom was daar lewe. In Jesus was daar lewe. En in Johannes 20 vers 31 word weer vir ons gesê dat as ons in hom glo, sal ons lewe. En dan praat ons nie net van die lewe na die dood. Ons praat van 'n gerealiseerde eskatologie. Ons praat van lewe hier en nou. En wat glo ek en jy oor die lewe? En of hierdie lewe vir ons teruggegee is? En die volheid daarvan. Martha hoor dat as ons in hom glo, sal ons in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom lewe gemeente, Jesus kom gee nie net die ewige lewe. Hy is die lewe, die weg en die waarheid. En hierdie lewe leef ons saam met God, nie maar net eendag daar ver in die hemel nie. Ons leef hom nou reeds, hier en nou, saam met Jesus. En ek dink dis wat Johannes ook onder ons aandag wil bring. As daar so baie oor lewe gepraat word in hierdie evangelie van hom, en al die tekens wys ook daarheen, dan wil Johannes dit baie duidelik onder ons aandag bring. Dat die lewe wat hy kom gee, dit sal nie net oor die ewige lewe nie. Of ons moet anders dink oor die ewige lewe. Dat die ewige lewe nie net iets is wat ek kry as ek dood is nie. Maar dat hierdie lewe waarin ek hier leef, op hierdie aarde nou reeds, hierdie 80 jaar, is reeds die lewe wat Jesus wil hê ek moet leef. 'n Ander werklikheid as die werklikheid wat ek voor my sien. En hoe meer ons saam met Jesus loop, hoe meer loop ons in geloof in, soos Johannes vir ons dit wil verduidelik. En hoe meer leer ons om te leef in sy volheid. Amen.
Here, baie dankie vir die woorde. Dankie dat u woord lewensskepend is. Johannes begin so mooi wanneer hy sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en hy het mens kom word, en onder ons kom woon. En hierdie selfde woord het gesê, kom ons maak die mens as my verteenwoordigers. Lewensskepende woorde. Here, kom skep die lewe in ons. In al ons gebrokenheid, in al ons swakheid, in al ons siekte, kom pleit ons by u, kom skep die lewe in ons. Die nuwe lewe, die volkome lewe. Help ons om te verstaan wat dit beteken om ten spyte van die gebrokenheid nog 'n volkome lewe te mag leef. Om die werklikheid nie as 'n werklikheid te sien, maar dit te sien as iets in die hand. Om te weet dat nogtans is U in beheer. Help ons, Here, dat ons nie net sal staatmaak op tekens en wonders en goddelike ingrype en gawes van gesondmaking nie, maar dat ons sal glo in die woorde van Jesus. Leer ons om te groei in ons geloof, sodat ons volkome kan lewe. En daarom bid ons as gemeente vir ons gemeente. Ons bid vir mense wat seer het. Ons bid vir mense wat siek is. Ons bid vir mense wat hoop verloor het. Kom gee aan ons die lewe. Kom wys ons wat dit beteken om te kan lewe in sy volheid. Dankie vir die woorde. Dankie dat U ook geloof in ons bewerkstellig het en dat dit al groeiende ook in ons lewe plaasvind. Dankie, Here, dat U Here is. Amen. Kom ons sluit af met liedboek 271, vers 2, as 'n lied waarmee ons afsluit vanaand. Heilige Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede, en maak ons al hoe meer U beeld gelyk. Vorm ons, en wil ook ons wandel, dat ons in ons denke, en in die manier hoe ons praat en wat ons doen, in alles slegs U beeld sal laat blyk. Leef in sy teenwoordigheid, dat mense ook sy teenwoordigheid in ons kan raak sien. Kom ons sluit met 2:7 vers 2. Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede, maak my al weer U beeld gelyk. Hoor my woord, maak my woorde, dat in my denken spelke doen. En alles slegs U beeld sal blyk. En skep op die door U, my lewe tot U. Heilige Jesus, heilig myne, o my geheel geniete. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met ons bly. Dis die teenwoordigheid van God by ons en met ons. En hy sal ons lewe herskep tot eer van sy naam. Gaan in sy vrede en gaan lewe volkome. Amen.
Die Here sien en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou. Oh, 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 oh.